Vriende, kom ons maak oop as jy jou Bybel hier het, by 1 Timoteus 4, eintlik gaan ons net 2 verse lees. Jy kan rustig daarna luister, maar jy sou uit die aard van die saak ook dit sou kon saam lees. 1 Timoteus 4, net vers 7 en vers 8. Here, baie dankie dat ons die woord van die lewende Here voor ons mag oopmaak. Dankie dat ons weet hierdie woorde word lewend deur die Heilige Gees wat tot elkeen van ons spreek. En daarom is dit my begeerte, my gebed, my wens dat ons, Here, nou met ore wat oop is en harte wat ontvanklik is, sal luister as ons uit die woord lees. Dat ons hierdie teks ook sal memoriseer, sal onthou vir die res van hierdie jaar, omdat dit eintlik 'n boodskap is wat ons my elke dag moet doen. En dankie o Gees dat U aan ons sal openbaar dit wat nodig is om vanmôre te weet. Dankie dat ek mag bid dat U vir my sal gebruik as U instrument om vanmôre ook hierdie woord in hierdie gemeente te bring. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou vriende, ons hoor en sien gereeld van persone wat vir ons ongelooflik beïndruk met hulle vermoëns en hulle talente. Veral op die sportveld. Veral op die atletiekbaan of op die gimnastiekwêreld of in die gimnastiekwêreld of waar ook al, sien ons gereeld op televisie of op ander sosiale media's baie van hierdie ouens wat net hierdie ongelooflike talent het wat jy nie kan glo dit eintlik moontlik is nie. Ek het sommer so aan 3 persone gedink wat ek dink die meeste van ons iets van sal weet of wat jy vanmôre vir die eerste keer iets van gaan hoor, maar wat 'n mens eintlik so verskriklik beïndruk. Op die linkerkant is die vroutjie met die naam Lindsey Vonn. Nou as jy so 'n bietjie iets van die ski-wêreld weet, hierdie ouens wat so in die Alpe ski, dan weet jy Lindsey Vonn is seker die grootste ski-atleet wat daar nog ooit bestaan het. Hulle beskou haar as die beste ski-atleet wat nog ooit geleef het. In elk geval in Amerika is hy die beste, die een wat die meeste trofees, die meeste medaljes, die meeste goue Olimpiese medaljes, wêreldkampioenskappe gewen het en noem nou maar op. Lindsey het in 2019 het sy 'n geweldige slegte kniebesering gekry wat gemaak het dat sy moes uittreë en opgehou het op die kruin van haar loopbaan. En toe in 2024, November 2024, toe die skielike skok aankondiging eintlik in die wêreld dat sy terugkeer en sy gaan weer begin ski. En sy het met 'n geweldige streng oefenprogram en 'n streng roetine het sy weer begin oefen. En as jy nou verlede maand so 'n bietjie die nuus dopgehou het, dan het jy geweet dit het alles oorheers eintlik vir 'n oomblik daar van die 12de Desember af. Want die 12de Desember was die World Cup final van die downhill item. Dit al daar van die bo van die Alpe af vir ek weet nie hoe lank ski nie. En toe wen Lindsey Vonn hierdie item. Wat dit so indrukwekkend maak, is dat sy al reeds 41 jaar oud is. Die oudste vorige persoon wat hierdie item gewen het, was 37 jaar oud. Die oudste vroulike atleet wat voor die tyd gewen het, was maar 34 jaar oud. En in al die onderhoude wat skielik daarna met haar gevoer is, het sy hierdie een ding oor en oor gesê, sy wou net weer wys, sy kan dit nog steeds doen. En sy het dit nodig gehad om te oefen en te oefen en te oefen en te oefen. En uiteindelik het sy hierdie ongelooflike prestasie bereik om hierdie item te wen. Tweede op die regterkant ken ons seker waarskynlik almal die groot Usain Bolt. Ek het gou sy storie weer gaan lees en ek kon nie glo dat hierdie groot geleentheid al in 2009 gebeur het nie. Mense wil amper dink dit was so 5 jaar terug of 4 jaar terug of 5 jaar terug, 6 jaar terug, toe Usain Bolt die enigste persoon in die wêreld geword het wat die 100 meter onder 9.6 kon hardloop. Daardie wêreldrekord van 9.58 wat almal sê waarskynlik nooit ooit weer gebreek sal word nie. Ek dink iewers gaan daar iemand kom wat weer bietjie vinniger sal wees, maar dit nou daar gelaat. Natuurlik toe hy daardie rekord gebreek het, toe het die media natuurlik ook vir die volgende paar maande op hom toegesak en was een artikel op die ander, een onderhoud op die ander een. En in een van hierdie onderhoude het Usain hierdie een sinnetjie gesê wat my altyd sal bybly. I trained 4 years to run 9 seconds. Ek het 4 jaar geoefen om 9 sekondes te kan hardloop. Die derde een is so in die middel, sal min van ons waarskynlik ken of weet van hom. Dis 'n man met die naam Yakayama Akudu.
Hy is die ou groot samurai meester gewees. Hy is nou al 'n wyle oorlede, ek dink hy is in 1912 al oorlede, so 'n klompie jare terug. Maar van Nakayama word gesê hy was die vinnigste persoon in die wêreld tot vandag toe nog, wat 'n swaard uit sy skede kon trek en terugsit. En daar word van hierdie Nakayama gesê dat hy 'n daaglikse roetine gehad het om hierdie swaard van hom 2000 keer in en uit te trek. In uit 2000 keer. En elke 7de dag het hy 10.000 repetisies gedoen. Alles net om die vinnigste en die beste te wees. Op 'n stadium met 'n jong man by een van die ander groot meesters aangekom en gesê, hy wil graag eendag soos Nakayama wees. Wat moet hy doen? Toe die wyse leermeester vir hom gesê, jy het 1000 dae nodig om aan jou oefenprogram vorm te gee. Daarna het jy 10.000 dae nodig om hierdie oefenprogram af te rond. En daarna 'n leeftyd van oefening. Ongelooflik as 'n mens na die groot ouens kyk, hoeveel daar ingesit word om uiteindelik die beste te kan wees. Nou ons het vanmôre sommer die voorreg om ook 'n kampioen in ons eie midde te hê. Die nuwe Afrika junior kampioen in hoogspring. En sy sit daar bo, sy is al klaar weg. Sy hier onder. Jy kan maar nader kom. Andrie het in die week toe die skool gesluit het hulle in Angola gaan deelneem en sy het Suid-Afrika verteenwoordig en daar het sy die hoogspring item gewen met 'n persoonlike nuwe hoogte of 'n nuwe persoonlike hoogte en sodoende die Afrika kampioen geword. Nou ek het eintlik gesê ons gaan by hierdie twee stoele sit en ons gaan nou 'n lekker lang chat met mekaar hê en toe begin die arme kind daar in die bewe gaan en senuwees wil dit glad nie maak nie. Sy kan spring, maar sy kan nie praat vir mense nie. Maar as jy nou vanmôre met haar 'n gesprek sou wou hê en jy sou vir haar vra hoe dit gebeur dat jy die kampioen geword het, dan was daar waarskynlik net een antwoord en dit is oefen, oefen, oefen. Wanneer die ander ouetjies voor die TV gelê het of op hulle bed gelê het, dan was Andrie op die sportveld, dan moes hy geoefen het. Waarna ons of hy akademie geleer het en die eksamens geleer het, dan het Andrie maar hoogspring geoefen. Dit het nie altyd so goed gegaan met die akademie as ek dit reg verstaan nie, want die oefening was belangriker gewees as die akademie. Maar uiteindelik het dit vrugte afgewerp deurdat sy die kampioen van Afrika geword het, die jeugkampioen, moet ou nou seker by sê. En dis ook nou nie aldag dat ons so besonder bevoorreg is om 'n kampioen hier in ons midde te hê. En in die 13 jaar wat ek in hierdie gemeente is, kan ek nie dink dat ons al die geleentheid gehad het om 'n kampioen van so kaliber te hê nie. Sy het hierdie ongelooflike mooi medalje daar in Angola gewen. Nie een van ons mense kon daar gewees het om hande te klap of haar te ondersteun nie. En ek het vir haar gevra, bring jou medalje vandag saam, dat ons hom hier voor jou mense, voor al jou mense, vir jou om jou nek hang, en sodoende vir die Here ook sommer al die eer gee vir hierdie wonderlike prestasie wat sy bereik het. Ek wou nog altyd 'n goue medalje vir iemand omhang. En daar gaan ek hom oor jou hang. Sy sal weet, ek het dit 'n klomp kere vir haar geskryf, dat ek is so super trots op haar, dis 'n ongelooflike prestasie, maar wat mooi is van Andrie is, sy is skaars klaar gespring, en dan gryp hulle mos hulle fone, en dan word daar vir die mense gestuur, alles wat gebeur het. Haar heel eerste boodskap was, aan God al die eer. Daardie absolute wonderlike nederigheid om te erken, dit is die Here, wat vir my hierdie talent gegee het, die res doen dieselfde. En ek het gedink, kom ons gee vir die Here ook die eer hiervoor, as ek sommer net vir haar gaan bid, en vir die Here hiervoor dankie gaan sê. Here, baie dankie vir hierdie baie besonderse prestasie, wat U ook moontlik gemaak het in Andrie se lewe. Dankie ten spyte daarvan, dat dit toewyding kos, dat dit oefening kos, dat dit ook 'n talent is wat U vir haar gegee het. Dankie dat sy sommer van die heel eerste oomblik af vir U erken, as die gewer van hierdie talent, en dat U die een is wat vir haar dit moontlik gemaak het, om dit inderdaad te kan bereik. Bid vir 'n nuwe jaar wat vir haar voorlê, en waarin daar nuwe hoogtes is wat sy wil bereik, nuwe doelwitte is wat gestel word, dat U ook asseblief dit so stukkie vir stukkie in plek sal laat val, sodat haar drome in die verband ook sal waar word. Dankie dat ons weet U sal ook in die verband vir haar ondersteun, soos wat U in die afgelope tyd gedoen het. Al die eer kom U toe, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. As hy trots op jou. Nou mag jy tussen al die mense verbyloop. Sy weier ook om dit te doen.
Vriende, nie een enkele van hierdie groot atlete, of enigiemand anders wat jy sommer in jou gedagtes kan kry, ek dink nou sommer skielik kan Bruce Fordyce byvoorbeeld, wat hoeveel Comrades gewen het. Nie een van hierdie ouens sou op 'n oggend opgestaan het en gesê het, ek dink ek gaan so 'n bietjie die Comrades hardloop en ek gaan 'n goue medalje wen nie. Of ek hoor dis volgende week die Olimpiese spele, ek gaan so 'n bietjie daar instap en sê ek wil bietjie gaan verspring, of ek wil bietjie gaan hoogspring, of ek wil bietjie die 100 meter gaan hardloop en ek wil gou die kampioen word nie. Ons weet dis belaglik, niemand sal dit ooit dink om dit so te doen nie. Al hierdie persone wat hierdie hoogtes bereik het, se een woord wat jy by hulle almal sal hoor is 'n oefen, 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 oefen. Ek lees in die week, miskien het julle dit ook iewers raak gelees, lees die week van 'n Djokovic, ek weet baie ouens hou nou nie van hom nie, maar jy kan baie by daai ou leer, hy is een van ons goeie groot sportsterre. Djokovic het op 'n dag gesê, hy sal nie sy mond weer aan sjokolade sit, voor hy nie die nommer 1 tennisspeler in die wêreld is nie. Dan skryf hy en dan sê hy dit het hom 12 jaar geneem. Vir 12 jaar het hy nie een enkele stukkie sjokolade geëet voordat hy die nommer 1 in die wêreld geword het nie. Dit is dedication. Dit is toewyding. Dis iemand wat homself sê ek gaan dit doen, ek gaan dit doen, ek gaan dit doen. Al kos dit hoeveel jare. Nou kom Paulus en Paulus sê vir ons 'n ongelooflik interessante ding as dit by oefening kom. Dat oefening is baie belangrik vir ons liggame. Maar dit is soveel meer belangrik dat ons geestelik sal oefen. En ek dink dis die een ding wat ons so 'n bietjie partykeer mis. Ons kan nogals baie aandag gee om te gaan stap of fiets te ry of bietjie oefening in die gym te doen. As jy dit doen, as jy dit nie doen nie soos ek, dan weet ons jy voel skuldig omdat jy dit nie doen nie. Maar as dit kom by geestelike oefening, dan dink ek sak ons so 'n bietjie uit partykeer. En dan skuil ons baie keer agter die verskoning van, ek probeer daarom. Maar ek hoor nêrens in die woord iets van probeer maar net nie. Ek hoor trouens dat die woord se opdrag oor en oor is om te oefen. Om jouself in toewyding aan die Here te oefen. Om jouself te oefen om godsvreesend te leef. Om jouself te oefen om bepaalde dinge te doen om uiteindelik geestelik volwasse te word. Nie maar net om te probeer nie. En jy kan nou maar vanmôre vir my sommer hier op die vroeg van die nuwe jaar kwaad wees, maar ek dink dis 'n flou verskoning wat ons baie keer gebruik. Ek het nou nie baie geduld nie. Maar ek probeer daarom ten minste, jy weet, om nie te veel te skel of te skree as 'n taxi voor my inry nie. Ek weet ons moet nou nie vuil taal gebruik nie, maar ek probeer daarom so af en toe om nie te veel te vloek nie. Ek probeer daarom dit, en ek dink partykeer is hierdie probeer niks anders as 'n verskoning van ek wil eintlik nie verander nie. Ek wil eintlik nie anderster wees nie. Ek wil maar met my ongeduld lewe, ek wil maar my vuil taal gebruik, ek wil maar dit, ek wil maar dat. Nou probeer ek maar net. Terwyl die woord sê nee, niks van probeer nie. Oefen dit. Kom ons hoor daai 2 verse in 1 Timoteus 4. In die 2020 vertaling staan daar: oefen jouself om godsvreesend te lewe. Want liggaamlike oefening is wel in 'n geringe mate nuttig, maar godsvreesendheid is nuttig in alle opsigte. Die 83 vertaling, wat die meeste van julle seker voor julle het, sê: oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefening het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te leef, het in alle opsigte groot waarde. Want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en vir die toekoms. En dan in die Nuwe Testament wat Stefan Joubert geskryf het, staan dit so: oefen jouself aanhoudend daarin om 'n godsvreesende lewe te leef. Jy weet, fisiese oefening het net vir 'n kort tydjie waarde, maar 'n lewe van godsvreesendheid het groot waarde vir altyd. Jy hoor, dis die boodskap van die woord van God. Dat as dit kom by om geestelik volwasse te leef, om 'n lewe van toewyding aan die Here te leef, dit nie maar net genoeg is om te probeer nie, maar dat ek my moet inoefen om geestelik fiks te word. So, hoe doen ek dit? Dis so eenvoudig, so prakties soos wat dit is, as ek sukkel om te bid. Ek hoor baie keer ouens sê, jong, ek kan nie bid nie. Ek kan nie lank bid nie. Hoe leer jy om te bid? Jy leer om te bid. Jy bid, en jy bid, en jy bid en jou aanbid. En jy begin die psalms leer wat gebede is, en jy begin dit maar bid. En jy gaan kyk wat Paulus gebid het as hy vir die gemeente gebid het, en jy begin dit bid. En die internet is vol van gebede waarna ou kan luister op YouTube. Jy kan na dit begin luister en vir jouself inleer hoe om te bid. Hoe leer ek geduld? Ek gaan staan in die langste ry.
Ek gaan staan nie in die kortste ry en as ek kwaad om ek 2 meter langer moes wag nie. Ek gaan staan in die langste ry. Ek doen moeite om agter die taxi te wag totdat hy sy mense afgelaai het en dan verder ry. Dis hoe mens geduld leer. Jy leer dit op geen ander manier nie. Hoe leer ek die woord van God? Ek hoor baie keer dat ouens sê, "Ja, ek wens ek was soos die dominee dat ek die woord so goed geken het." Nee, as ons wat die Bybel waarskynlik baie beter as ek ken. Maar jy leer die Bybel deur om te lees en te memoriseer. Iemand sê nou die dag vir my, dit was verlede jaar sy taak of sy doelwit om Lukas uit sy kop uit te ken, om te memoriseer die hele Lukas. En toe sê party ons, "Jo, ek sal dit nooit regkry nie, daar's geen manier nie." En hierdie persoon het net gewys, dit is so maklik, dit is so moontlik, want ek het my daarvoor ingestel, dis wat ek gaan doen, en ek gaan dit oefen, ek gaan dit oefen, ek gaan dit oefen. Een van die onderhoude wat Usain Bolt gehad het, nadat hy daai wêreldrekord opgestel het, het hy ook gesê, meeste mense doen 'n ding net vir 2 weke, hy probeer vir 2 weke, en as hy dit nie reg kry, dan los hy dit. En navorsing het nogal gewys, dit is presies so, 14 dae is die tyd wat ouens gebruik om te sê, ek het 'n nuwe ding probeer, dit werk nie vir my nie, dan los ek dit liewers. Daar's geen intensie om dit in te oefen, totdat ek dit uiteindelik reg kry nie. So wil ek verander, is probeer nie genoeg nie. Dan sê die woord van God vir my, ek moet dit doen. Ek moet dit gaan oefen. Ek moet dit oor en oor gaan doen. Op 'n stadium, Andri kan saamstem daarmee, het sy gesukkel om oor 165 of so iets te kom. En sy sou so maklik kon gesê, weet jy, ek kry dit net nie reg nie. Ek het nou probeer, hoeveel keer probeer om oor 165 te kom. Ek gaan nou maar eerder ophou. Dit het net gevat om nog meer te oefen, nog meer in te sit, nog meer doelgerig te oefen en uiteindelik hierdie personal best van 175 te kon spring. Mens kry nie dinge reg deur maar net te probeer nie. Ons word nie geestelik volwasse deur maar net te probeer nie. Die woord van die Here is baie duidelik. Oefen. Oefen jouself om godsvrugtig te lewe. Oefen jouself om geestelik fiks te word. Oefen jouself om in groter toewyding aan die Here te leef, as jy nou die 3 vertalings weer vat. En soos enige atleet moeg word, na baie oefen, is dit so, dat ons maar tydkeer ook so 'n bietjie moeg kan word, as ons oor en oor die woord van God oefen, as ons oor en oor oefen om geduld te hê, as ons oor en oor oefen om van mense te hou van wie ons nie regtig hou nie, as ons oor en oor oefen om bepaalde goeders reg te kry. Wat doen ek en jy dan? Dan is die wonderlike woorde van Hebreërs 12 ons antwoord. Want Paulus, die Hebreërs skrywer skryf daar oor Jesus. En hy begin vers 2 deur te sê, ons moet soos atlete, 'n mooi beeld wat hy daar gebruik in aanleiding van wat ons nou mee begin het. Ons moet soos atlete die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die einde van ons geloof. Maar dan volg hy daai sin op deur te sê, vir die vreugde wat vir hom, en dan praat hy nou van Jesus, vir die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En nou sit hy aan die regterhand van God. Dis die antwoord. Wanneer ek begin moeg word, dan weet ek kan na Jesus kyk, want hy het vir my die voorbeeld gestel. Hy het ten spyte van die skande van die kruis, het hy die kruis verduur. Hoekom? Want hy het geweet wat vir hom daarna voorlê. Die vreugde van om langs sy Vader op die troon te sit en die hoogste gesag wat aan hom toegeken is. Elke atleet wat iewers 'n medalje gewen het, wat 'n eerste prys gekry het, het dit al lankal in sy kop gevisualiseer. Ek werk vir 'n goue medalje by die Olimpiese spele. Ek werk vir 'n oorwinning by hierdie byeenkoms. Ek werk vir 'n personal best. En as ek daardie geleentheid bereik of daardie geding bereik het, dan weet ek dit was alles die moeite werd. Die min slaap, die baie oefen, die opstaan wanneer ander nog slaap, die dit, die dat, alles wat ek opgeoffer het om te oefen, was uiteindelik die moeite werd, want nou word ek beloon daarvoor. Dis presies wat die Nuwe Lewende Vertaling vir ons sê. Aan die einde, ek het hom sommer daar op die skerm vir julle gesit. Bestee jou tyd en energie daaraan om jouself te oefen tot geestelike fiksheid. Liggaamlike oefening het wel waarde, maar geestelike oefening is baie belangriker. Want dit hou die belofte in van beloning, sowel in hierdie lewe as in die volgende. Kom ons verbind ons vanmôre daartoe. Dat ons gaan ophou om te sê, ek probeer maar. Kom ons sê vir mekaar of vir onsself, dat as ek by hierdie deur uitloop vanmôre, het ek opgehou probeer. En in 2026 gaan ek meer oefen.
Ja, miskien moet ons 'n bietjie liggaamlik ook meer begin oefen, sommige van ons, maar in die besonder in 'n geestelike sin. Dat ek hierdie woorde van Paulus my eie gemaak om te sê, Here, ek gaan in 2026 nie meer probeer nie. Maar ek gaan oefen en oefen en oefen om in groter toewyding aan U te leef, om geestelik fiks te word, om uiteindelik te doen, te praat, te leef, soos wat U van my vra. Dit gaan my verbintenis wees. Daarom het ek die tema so geskryf, in 2026 gaan ek, en is dit my gebed, dat elkeen van julle ook daarby sal inkoop. Amen. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons vanmôre mag hoor. U wil nie hê ons moet net probeer nie. U wil hê dat ons soos 'n goeie atleet regtig toewyding daarin sal insit om te oefen en te oefen en te oefen. En daardie sake ten opsigte van ons geestelike lewe waarmee ons partykeer so 'n bietjie sukkel. Wat nie van nature kom nie. Wat ons so maklik agter die verskoning wegkruip van ek probeer ten minste. Maar dat ek vanmôre hier sal uitloop en sê, Here, ek het opgehou probeer. Van nou af gaan ek my daarin inoefen om meer te kan bid. Om reg te kan bid, om U woord te kan memoriseer, U woord te ken, om geduldig te wees, om iemand te vergewe, om te hou van hulle wat ek dalk nie so baie van hou nie, om saam te leef met mense wat nie altyd so glo en so dink en so doen soos wat ek doen nie. En noem nou maar die voorbeelde op, Here, waarin ons partykeer sukkel. Help vir ons om juis in groter toewyding aan U onsself in te oefen, sodat daardie sake ook vir ons makliker word. Dit pleit ek in die naam van ons Here Jesus Christus vir ons almal af. Amen.